vir moeders. Wil ons vir u dankie sê vir moeders wat hulle eie lewe neerlê vir ander. En Here, soos wat die reën daar buite val, en die reën die wêreld, die grond benat, sodat die saad wat in die grond is kan ontkiem en vrug dra, bid ek dat u die moeders sal seën. That you will bless mothers. And as you bless them, that what they have sowed will be multiplied in Jesus' name. That it will grow and be fruitful, that way they give their energy, their time, their talents, most of all their praise. Waar moeders bid op hulle knieë vir hulle mans, vir hulle kinders, vir hulle gesinne. En Vader, vanoggend bid ek vir Sonja en Carla, wat gaan kom deel dit wat u op hulle hart gelê het vir vanoggend. En ek bid dit in Jesus naam. Pray this in Jesus name. Amen. Amen. Dankie julle. Weet julle, dit is 'n voorreg, it's a privilege to worship God, to hear the rainfall and worshiping him, because that is from heaven. Daai reën is uit die hemele. Goed. Vanoggend is eintlik 'n oggend van bemoediging, van waardering, maar is 'n oggend ook van getuienis. So ek en Carla gaan werklik net in kort deel wat in ons harte is rondom vandag met Moedersdag. Nou gewoonlik sê 'n mens gelukkige of geseënde Moedersdag. En wanneer ek nou vanoggend kyk, is ek was baie nuuskierig, watter vroue gaan vanoggend kerk toe kom? Watter mans gaan vanoggend, watter seuns, watter kinders gaan vanoggend in die reën opstaan, uitgaan en kom? Ons het 'n liedjie gesing, 'n geworship in die begin. This is my daily bread. En ek kan vanoggend getuig as kind van die Here, as 'n dogter van die Here. This is my daily bread. En ek het vanoggend gedink, wie vanoggend gaan kom, gaan met dit saamstem. Ek het nie eens geweet dis 'n worship lied nie. Maar jy kom vandag nie vir die gemak. Jy kom vandag omdat jy werklik in die huis van die Here wil wees. So, dankie Jesus vir die reën, vir ons omgewing. Nou, vanoggend neem ons tyd om met dankbare harte ons mammas te eer. En ek moet stadiger praat, want my vriendin wat Engels beter verstaan gaan moet volg. So, today we are thankful to come together and honor the mothers in this house. Ek het gekyk en ek het gesien hoe mooi het Andeline haar hare gemaak. So spesiaal. Ek het gekyk en ek het gesien die vrouens van die berg. Hulle het mooi serpe en Rike serpe. Ons het 'n warm kappie en 'n jassie aangetrek. Dankie dat julle gekom het. Nou, iets wat ek in die jare geleer het, is dat Moedersdag en ook Vadersdag, maar veral Moedersdag, want vrouens is emosioneel, ons voel diep. Kan dit 'n baie sensitiewe dag wees? Dis 'n dag wat ons geselebrate word en liefgehê word, maar in die fellowship van die huis van die Here, kan hierdie 'n dag wees van baie verskillende emosies. Nou,
Ek het groot geword op Moedersdag kry die mamas met kinders, fisiese kinders, kry 'n geskenkie of 'n ietsie by die kerk. En om daai rede bly baie mamas of vroue, kom ek sê vroue, weg uit die kerk uit, juis op Moedersdag, omdat dit so sensitief is, want daar is verskillende mamas. Daar's verskillende vorms van mamas, en ek het gaan kyk, en ek het hier 14 tipe vorms van mamas, en daar's meer. Hier's 14, maar ek gaan 'n 15de een bysit, en ek gaan met hom begin, want ek sou dit nie verstaan het, as my eie dogter op 35, nog steeds net haar hondjie wil lief hê nie. Nou die 'n tipe van 'n mamma, sê hulle, is selfs die, wat 4 poot kinders het. Nou wie verstaan dit? Wie het 'n hondjie? Wat 'n mamma het 'n hondjie wat jy vir baie lief is? Laat ek gou sien. OK. Nou julle weet, die wat nie weet nie, wat my beter moet leer ken, ongelukkig ek is gebore met 'n fobie vir diere. So ek hardloop weg al is die diertjie hoe mooi. Maar hulle begin by die mamas met 4 poot kindertjies. En ek sien dit, ons dogter was nou 2 maande by die huis, en sy het Vrydag teruggevlieg Vietnam toe, en al wat ons kry, ek dog vanoggend nog is Moedersdag, ek gaan, my pasiëntjie is by die huis, maar ek gaan nou 'n piek kry van 'n Moedersdag, en al wat ek kry is 4 foto's van haar hondjie, in haar arms, tussen haar bene, op die bed, en is net haar kosbare diertjie. Maar, so ek verstaan dit. Maar vandag wil ons graag die volgende vroue eer. En ons sal sien of ons almal hier verteenwoordig is. Ons eer graag die vroue wat biologiese kinders het. Biological children. Ons eer graag, die kerk, eer graag vandag, vroue wat geleende kinders het. Wat is geleende kinders? Die maatskaplike werkers, Hanley en Andeline, hulle gaan vir ons baie mooi kan sê, maar dit is pleegouers, kinders, maar is ook mamas soos ek, wat verskriklik lief is vir my suster se kinders. So ek is die tannie, en elke gebeurtenis in daai kinders se lewens is, ek beleef dit asof ek hulle ma is. Ek wou hulle al op 'n stadium, wou ek hulle al vir my ook neem, maar ek weet hulle is my suster se kinders, maar ons is mamma in 'n vorm van 'n tannie of 'n geleende kinders. Dan eer ons die wat swanger is. Wie is swanger hier? Ek weet nie van 'n swanger mamma nou nie. Ons eer graag die wat hunker na 'n baba. Wie se arms leeg is, maar wat se hart warm klop vir kinders. Ons eer daardie mamas. Ons eer die enkelouers. Die enkelmamma. Ons eer die oumas. Hier is oumas. Ons eer 'n skoonma. Is die skoonmaas in die huis? Ja, jy moet wees. Ons eer vanoggend, en ons dink en ons bid vir die wat treur oor 'n afgestorwe kind. Hier is dalk so 'n persoon, of hier is dalk nie so 'n persoon nie, maar jy weet dalk van so 'n mamma, wat vandag spesiaal en ekstra hartseer is, want sy verlang na 'n kind, wat sy gehad het. En Carla het vanoggend getuig, ons het gesê, dit is 'n getuienis, Sharon het begin met 'n getuienis. Carla het in worship, nog nooit het sy dit gedeel nie. Vandag op Moedersdag het sy die release om te sê, toe sy 'n baba verloor het, wat ek nie eens geweet het nie, Carla, het sy nog steeds gesê,
God is goed. Selfs in daardie verlies, maar haar mamma hart onthou dit vandag. Ek het 'n babietjie verloor. Hier's nog vroue wat dalk 'n baba verloor het. Maar jy dalk 'n volwasse kind na wie jy vandag verlang. Ons eer die vroue wat na hulle eie mammas verlang. Wie se mamma is reeds in die hemel? Laat ek gou sien. Wie verlang vandag na 'n mamma wat reeds in die hemel is? In ons dankie, julle manne, wat sê, dit is Moedersdag, maar ons eer ook die papas, die mans, wat verlang na hulle mamma op Moedersdag vandag. Dit is stil en dit is baie diep. Aan elke mamma wie haar kinders by haar het, of wie se kinders ver is. Jy is gelukkig as jy vandag om 'n tafel kan sit met jou kinders. So al is hulle hoe woelig, jy is geseënd. Maar dan is daar mense soos ek en Anton, wat vandag, ons tafel is reeds gedek. Ek het gisteraand aan ons bordjies gesit. Want ons kinders is ver, maar hulle is na in ons hart. Ons huis is vol blomme, Jean-Marie het blomme, tulpe laat aflewer, geel en rooi, en ek het enetjie gebring om dit net naby te hê. My geskenk, Alicia, was 2 maande in die huis, Vrydag gevlieg, sy kon nie wag tot Moedersdag nie. Maar daar's altyd iets spesiaal vir 'n mamma. Vandag eer ons die vroue wat moederskap uitleef. If you live it. As jy moederskap uitleef, hoe ook al, dan eer ons vandag hierdie gemeente. Ons eer mentorskap. Hoekom ek dit alles deel, is om ook 'n faset te verstaan van die vrou wat God daar geplaas het in 'n samelewing. Daar is mammas wat nie 'n fisiese mamma is nie, maar sy leef mentorskap uit. Sy's vir iemand 'n mentor. Jy weet as jy hulp of raad nodig het, julle seuns, jong manne, julle eie manne, jy kan daai vrou, daai tannie kontak, want sy is jou geestelike mentor. Ons eer hierdie vroue. Die vroue wat deernis het en die rol vervul van mamma wees. Mamma wees. Deur dalk net op die regte tyd 'n drukkie te gee vir iemand wat dit nodig het. En in hierdie gemeente is dit wat baie keer gebeur. Soveel keer gryp iemand my en gee my 'n drukkie, dan ek het nodig. Soveel keer gaan ons na iemand anders toe en ek sien net en sy het 'n drukkie nodig. So wanneer ons die deernis uitleef, dan is dit mamma wees wat God in ons harte gegee het. Ons eer definitief vandag al die geestelike mammas. Kan ek vra, wie het 'n geestelike mamma nou, of wie het dalk 'n geestelike ma gehad? En as julle nie vinnig vir my wys nie, daar is 2tjies. Dankie. 3. Ja, ek het jou getel. Want party mense weet nie eers wat is 'n geestelike mamma nie. En ons wil die geestelike mammas oproep, ook vandag in hierdie huis. My man het 'n kosbare biologiese mamma. Ek gaan nou oor haar iets sê. Hy het sy ma, en hy het sy skoonma ook wat die Here dien. Maar die Here het hom geseën met 'n geestelike mamma, in die vorm van wat my tannie is. Vir baie jare was dit die persoon wie hy vertrou het, nag en dag, met alles wat hy beleef. Hy kon vir haar meer sê as wat hy soms vir enigiemand anders kon sê, want sy was die een wat vir hom gebid het. 'n Geestelike ma is iemand wat daar is geestelik in die vorm van 'n moeder. Dis mos nou net 'n ma wat soms so diep kan voel. 'n Geestelike ma kan ook huil vir haar geestelike kinders. Ons eer hierdie vroue. En ek bid dat die meer geestelike mammas sal opstaan in hierdie huis.
Ons eer graag die vroue wat nou klein kindertjies opvoed. Julle weet wat het gekos het om vanoggend dalk daai klein kindertjies uit die bed uit te kry. Of die oumas wat regtig met die klein kindertjies betrokke is. Maar ons eer ook die vroue en die mamas wat tieners opvoed. Wie weet nog nie van 'n tiener nie, maar my ma het vir my gesê, my wyse mamma, het vir my gesê toe ons 2 dogtertjies gehad het, Sonja, troos jou daaraan. Die Here gee nie vir jou tieners nie, hy gee vir jou baba. En dan as die baba 'n tiener is, het jy die kapasiteit om daardie tiener te hanteer. Maar as jy dalk 'n pleegouer is en 'n tienerkind kom by jou huis in, dan het jy die genade en die hulp nodig van die Here vir daardie kinders. Moederskap stop nooit nie. Ek eer vandag, en ek kan nou nie myself eer nie, maar vir mamas wat nog steeds daar is vir hulle volwasse kinders, soos ek. My kinders kan ver woon, maar as hulle huis toe kom, kom hulle lank en hulle wil, ek wil eintlik sê alles van jou hê. Hulle neem jou spasie in. Hulle wag al op die telefoon, wanneer kry hierdie kerk klaar, want hulle wil bel. 'n volwasse kind is 'n ander manier, maar jy het 'n salwing nodig nog steeds om mamma te wees vir volwasse kinders. Hulle het ander verwagtinge. En dan heel laaste, dis die 15de, 14de, want die 15de is eintlik die mamma met die 4 pootkinders. Die 14de een. Ons eer graag die vroue wie se harte vandag stil is, swaar en dalk seer is, met redes wat hulle nie kan uitspreek nie. Ek ken 'n mamma wat vervreemd is van haar kind. Ek ken haar by die naam. Ek weet vandag is 'n moeilike dag onder andere vir haar. Weet dat daar baie mammas is vandag met swaar, seer harte, omdat daar gebroke verhoudings ontstaan het. En vandag eer ons hierdie mamas, wat nog steeds, al is hulle in verhouding nie, maak dit niks aan die plek wat God hulle gegee het as 'n moeder nie. Mag die Here elkeen seën. Maar het julle geweet, Moedersdag het nie begin met blomme nie. Moedersdag het nie begin met vouchers nie. Wie het dalk 'n voucher gekry? Dis baie lekker om 'n voucher te kry. Soms by jou man ook sommer, al is dit Moedersdag. Ek het nie gekry nie, maar net as jy kry. Moedersdag het nie begin met geskenke of kaartjies nie. Wie kan vir my sê hoe het Moedersdag begin? Want die kerke is so lief om, ek wil amper sê, uit alles wat iets moois vir ons is, gevaar te wys. En dan dink ek, joh, en toe ek nou begin lees hierdie jaar, is oral op social media, die begin van moederskap, toe dog ek, solank hulle nou net nie vir my iets sleg sê van Moedersdag nie, want ek eer. Dis nie 'n Christelike vakansiedag wat die Here in die Bybel instel nie. Hierdie is net vanuit die voortspruit van liefde. Dis hoekom daar Moedersdag is. Wie kan vir my sê, hoe het Moedersdag begin? Ok, ek gaan vir julle in kort sê, 2-3 sinne, maar julle gaan dit dalk lees, en ek sien hulle het ook maar by die storie, maar ek vertrou my, wat ek vir julle gaan sê, is nou nie, ek preek nie vandag uit die Bybel uit nie, hierdie is 'n getuienis. So, as die feite nie reg is nie, gaan lees maar verder op. Maar ek het verstaan, of ek lees, dit het in 1908 begin. Nou, dis baie lank terug. 1908, met 'n dogter se liefde, wat verlang het na haar eie mamma. Moedersdag het begin met 'n dogter wat na haar eie mamma verlang het, wat reeds oorlede was. So daar was 'n begrafnis, daar was 'n lewensviering
dis nie dit nie. Na die tyd, langer daarna, het sy verlang en wou sy 'n dag skep vir ander vroue of kinders, nie net seuns, mans, wat na hulle eie mamma verlang het. En sy het hierdie dag begin. Sy het 'n spesiale geleentheid geskep. En ek lees net verder dat dit is toe uitmekaar geskeur en dit het toe 'n geldmaak storie geword, soos baie mense sê, ag, Moedersdag is net, nee. Die oorsprong daarvan was 'n dogter wat na 'n ma verlang het, wat reeds in die hemel is. Ek lees 'n mooi quote, wat ook baie waar is. A mother's influence does not fade with time. Ek wil dit herhaal. A mother's influence, ons vroue en ons mammas het invloed in ons spasie, in ons huis, in ons familie. A mother's influence does not fade with time. It echoes into eternity. Hierdie vrou, haar naam was Anna Jarvis, or Jarvis, I don't know how to say it, pronounce it correctly, Anna Jarvis. Sy het Moedersdag begin, omdat haar mamma se influence, haar invloed, nog steeds saam met haar was, al het haar ma aanbeweeg. Die nalatenskap stop nie, solank as wat die kinders en die kleinkinders leef nie. En daarom wil ek hierdie skrif lees. Ek gaan hom in Afrikaans lees en Carla gaan hom nou vir julle in Engels lees. En dit is 2 Timoteus 1 vers 5. En as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder, ouma Louise, en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Hierdie is 'n baie mooi skrif. Ek is dankbaar vandag, en jy is dalk ook dankbaar vandag, vir gelowige voorgeslagte. En dit is die papas, die oupas ook, maar ons is nou vandag met moederskap. Vandag is ons dankbaar vir gelowige voorgeslagte. Met waardering dink ek, as dit Moedersdag is, dink ek met ontzag, maar met waardering. Dan sê ek vir die Here dankie vir 'n gelowige ouma. Ek het, toe ek gebore is, wil ek amper sê, van kleins af, was ek baie lief vir die Here. En op 'n stadium het ek agtergekom, maar dit kan nie van self wees nie. En ek besef, en ek het gehoor, daar was ontsettend baie vir my gebid as ongebore baba, deur gelowige oumas en ook gelowige tannies. So dit was nie my mamma nie, maar dit was my bloedlyn. Die gelowige ouma, die gelowige tannies. En dit word aangegee in die geslagte wat kom. En ek eer ook vandag, en jy dalk ook, jou eie mamma. Ek eer my eie gelowige mamma, wat nie net vir my bid nie, maar ook vir my kinders. Soveel keer sal my ma bel, en sê, Sonja, ons moet nou bid. Of ek sal my ma bel, en ek sal sê, mama, dit het als nou gebeur, dis die situasie, sal mama asseblief saam met my bid. Dit is absoluut die seën en die salwing wanneer hierdie skrif waar is in jou lewe. Ek, en dalk ook jy, is geseënd om 'n ma te hê, geestelike tannies, oumas, wat God se stem kon hoor, en my ma wat nog leef, my tannies wat nog leef, ek is geseënd.
met hierdie vroue in my lewe, wat God se stem kan hoor. As ook, om dan gehoorsaam te wees op wat hulle hoor. Want ons kan hoor en ongehoorsaam wees, maar in my lewe, en ek staan hier as 'n getuienis, ek is lief vir die Here, maar is nie net omdat ek die Here gekies het of die Here my nie, maar daar was 'n bloedlyn, geslagte wat aangekom het, wat dit aangegee het, wat vooruit gebid het. Ek is geseën met 'n ma wat weet hoe om te buig, hoe om te kniel, who faithfully nurture the next generation. Ek wil hê julle moet kyk op die koekie, waar daar staan. So, ek het groot geword met hierdie woorde, maar dit is my pa het baie van hierdie woorde ook gesê. Maar ek het groot geword met die woorde, jy is kosbaar. Ek voed my kinders op, en ek hoor, en ek spreek het oor hulle, you are precious, jy is kosbaar. Ek het groot geword met die woorde, ek is vir jou lief, jy is geliefd. So, dit is 'n seën wat eintlik oor my hang, om in dit te leef, want dit affekteer my denke, dit affekteer jou hart, dit affekteer die mens wie jy is, as jy groot word, met die woorde, jy is vir mamma kosbaar, mamma is vir jou lief, jy is geliefd, en jy is genoeg. The church declared over your life today, you are precious, mothers. You are loved, and you are enough. Julle sal nie vir my glo nie, my kosbare mamma, op amper 81, sê sy onlangs my op die foon, die vyand Sonja sê, laat my die laaste ruk net voel, asof die vraag in haar kop is, maar is ek genoeg? Op 81 kom die leuen, die vyand gaan ons altyd wil laat voel, mamas, of ouma, jy doen nie genoeg nie, of jy is nie genoeg nie, en al hierdie leuns. En ek het vir my ma spesifiek gesê, om daai rede, gaan ek op hierdie kaartjie vir julle sê, you are enough. Ons maak soms foute, ons stel ons kinders net dalk soms te leer, want daar's idees en verwagtinge, wat ons nie altyd van bewus is nie. Ons is mens, ons moet grasie hê vir onsself. But today we bless you, this church, to tell you in the name of Jesus, you are enough and you are loved. Julle kan maar sit. Baie dankie vir die Here, daai handeklap, want ek wil afsluit met dit. Het julle gehoor? Ek neem aan, asof almal aan hierdie skrif kan getuig. Maar is dit waar vir almal? Het is nie waar vir almal nie. Hierdie skrif in die woord is nie op elke vrou van toepassing nie. En vanoggend, nadat Carla haar getuienis gegee het rondom hierdie skrif, wat in haar lewe waar is, gaan ons graag bid vir die vrou of vroue, wat sê, ek het nie 'n ouma, of 'n mamma, wat die Here se stem kan hoor nie. Ek is nie geseënd om deur 'n bloedlyn hierdie salwing te kon ontvang, om vir die generasies wat kom, te bid nie. Ergens moet dit begin, by iemand moet dit begin. Dit kan by jou begin. En ons wil graag vandag, na die diens, vir julle bid, sodat, en die ander mamas kan om julle kom staan, want ons het die mamas nodig wat sê, ek is hier vir die opkomende geslag. Ek is hier because I am loved,
Die Here Jesus het my lief en daarom sal ek vir my, al is dit vir my familie se kinders, maar dit gaan by my begin. Baie dankie. So I'm going to read the scripture first. 2 Timothy 1 verse 5. I reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. And this morning during prayer intercession, the Lord kept on reminding me of this perfect vision of motherhood that we have in the world today. Happy mom, living life, go with the flow. Oh, my kids are so quiet and cute. Yeah, they are. I have beautiful daughters, but it's also the most challenging season of life, and it can very quickly turn into the most lonely journey. And I really just want to encourage everyone that you are not alone. If you are here today, you are surrounded with people who can support you, who has walked the road. Some of us are still early. I'm only 8 years into the road, into the journey. But this scripture, for me, I'm blessed that I have a mother who's also in ministry that I can phone day or night. We have phoned them in the middle of the night and just ask for prayer, just ask for help. I have phoned them in tears saying, I did not raise them to be like this. I'm a Christian mom. I don't teach them to be this way. And then she would just laugh lovingly and be like, it's normal. It's okay. We will get through this. My mom loves to say, this too shall pass. And just a beautiful journey. And for me, my biggest word that comes to mind when I think of motherhood is grace. And our eldest daughter's name is Jana, which means grace of God. And her second name is Nadia, which means hope. Grace and hope. We have grace for the season that we are in, and no matter the mistakes we may make, and there's hope for the future, because even if you cannot be a mother to your own children, you can be a mother to many other children. And this morning, the scripture that came to mind, and you might think it has nothing to do with Mother's Day, but I'm going to explain. Daniel 3 verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. This is before they were thrown into the burning furnace. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold that you have set up. And to me, when I read this scripture, the sentence that stands out is even if. And I remember last year Sonia did a sermon on even if. When it comes to motherhood, even if the storms may come, even if the journey may be lonely, we do not always have the choice. We are mothers. When we are over here, I'm not a worshiper, just a worshiper. I'm not just a speaker. I'm not just a congregant. I'm not just JC's wife or my kids' mother. All of the time, we are all of those things. And the Lord gives us the grace to walk this road with him and with one another. So know that in him we have our strength. I have tried many times to do it in my own strength. I am a doer. I like lists and ticking things off. That's who I am. Dis hoe ek gewire is. Soos my jongste een sal sê. Sy is nou eers 3 en sy sê dit al klaar. But I have also learned that I cannot do it alone. That when we reach moments where we feel like we cannot do it, then we come to him. Or we go to someone who is also so deeply rooted in him, and we will find our strength. It takes a village, and he is the ruler of that village. Let's just close our eyes. Father, this day, we want to thank you for mothers. Father, this day, we celebrate mothers in the name of Jesus. Here, ons wil vir u dankie sê vir vroue wat vandag opstaan as die eerste stem van geloof in hulle families. Here, dat hulle 'n stem sal wees
van geloof. Vroue wat 'n besluit neem, waar hulle sê, hier eindig dit. Hier eindig pyn, hier eindig gebrokenheid, hier eindig vrees. En hier begin 'n nuwe nalatenskap. 'n nuwe nalatenskap begin vandag. Today we say thank you, Father, for a mother that might be the first generation for her generation and for her children and for those who still must come, Father, generation after generation. We thank you for them, Father, in Jesus' name. Give her strength when she's tired. Each mother, give them strength, Father, when they are tired. Give them wisdom when they feel uncertain, because, Father, uncertain times do come. But I pray, Lord, that you will give mothers wisdom in times of uncertainty. Give them peace when the past want to draw them back, Lord, knowing that is past, that the past have no effect on their future anymore. Here, ek bid dat u vroue sal toevou met u liefde. Your love, Father, for each mother. Let her house be filled with love. Let her house be filled with truth and with grace, in the name of Jesus. Let her children grow up with identity, safety, and hope. Hope that is found in you, Father. Let a new generation stand up that know you. A new generation that serves you. And a new generation that honors you, Father. Here, ons bid dat wat by haar begin, nie by haar sal eindig nie. Maar dat haar gehoorsaamheid 'n pad sal oopmaak vir haar kinders, haar kleinkinders en die geslagte daarna in Jesus naam. Dankie vir vroue wat die moed het om die eerste te wees. Women that have the courage to be the first. Those who forgive first. To heal first. Om eerste te bid. Dat hulle nie wag vir ander nie, maar Here, hulle eerste bid, Vader. Om eerste 'n nuwe storie te begin. I pray that you will bless mothers, Father, in the name of Jesus. I pray that they will feel loved. Not just today, every day. That their children will honor them. That their children will love them. That their children will be there for them. We thank you for mothers in the name of Jesus. Amen. Amen.